Wat 'n voorreg om hier saam met julle te wees. En alles te danke aan hierdie jong man wat hier sit. Nie te baie jare terug nie. Toe hy in my Griekse klas gesit. Maar daar was net een groot verskil met nou. Ons albei het swart hare gehad. Maar nog meer oor is ek. En die band met Christo kom, Christo van wanneer af? Ag, 10 is 19, wat jy in Potjes? 2003 se kant te doen. Ja, 2003, so dit kom al 'n tydjie. Is Priscilla vanaand hier? Ja, ek en jy was 75. Ek in my eerste jaar as permanente personeel en toe hy 'n eerstejaars student. Priscilla. Koos, mag ek haar 'n druk gee? Dankie. Aangenaam kennis. Leuk te sien. En ja, leuk te sien. Nee, is ons, kyk nou na die mic, is mic stand daar. Dan kan jy daar kieslik sê, jy gaan iets hoogs moet doen om te sê. Byvoorbeeld baie dankie aan Johan en Duif, wat al die senuwees laat bedaar, want hulle is in beheer. Hulle kan net mooi alles hanteer. Tegnologie is tot ons diens en wonderlik dat ons dit kan gebruik. Johan het voor die tyd gesê, hy neem ook die eredienste op, klank en beeld. Môre word dit die YouTube kanaal geplaas en op die manier is Kaltenwil en Oberholser, wat sal ons dit doen, op die map. Ekskuus dominee, dis op hierdie gemeente en moedergemeente se Facebook ook môre. En op die Facebook sê Johan, van hierdie gemeente en moedergemeente, ons is dankbaar daarvoor. Voorreg dat julle almal die tyd losgemaak het, sodat ons kan vier, sodat ons die derde persoon van die drie-eenheid, ons verhouding met hom, die Heilige Gees, op hierdie manier kan vier en geniet. Ons oorhoofse tema is, deur sy Gees het God ons nuut verwek. Nou, is hier klomp jong mense was, ek sien nou een, die jonge. So ek nou moes verduidelik wat is verwek. Verwek, 'n gewone Afrikaanse woord sou wees, bevrug, of daai swangerskap wat ontstaan, bevrugting. Ons gaan met die geleerde taal gesê, die metafoor waarmee ons gaan werk. In minder geleerde taal gesê, die beeld wat by al vier ons eredienste soort van die oorkoepelende grondslag vorm, is die beeld van 'n pa wat 'n swangerskap laat begin, wat bevrugting veroorsaak, oftewel dan verwek. En die uiteinde na die swangerskapstydperk is geboorte. En direk na die geboorte is dit die
eerste melk, die op verpleegstertaal gesê, die kolostrum, die is melk. En groei, wat daarna plaasvind, en uiteindelik 'n volwasse persoon. Maar as jy nou, soos wat ons vorder, ons begin vanaand by hierdie eerste deel van die beeld. Pa, wat nuut verwek. Die eerste tema wat ons nou vanaand aan die orde stel, ons is uit water en gees, hoofletter G, gebore, daarom is ons kinders van God. Die tweede een is steeds binne hierdie oorkoepelende tema van deur sy gees het God ons nuut verwek, is dan babietjie is gebore, soek, eerste melk. En dan met daardie beeld kom die opdrag, smag na die woord van God, soos 'n pasgebore babietjie, wat die eerste melk klaar geboor het. Môre aand is dit wat ons aan die orde gaan bring. Die prentjies daar wat julle nou nie kan sien nie, die beeld is bietjie dof, die linkerkant is 'n babietjie wat geborsvoed word. Op die regterkant volwasse persoon wat hekkies hardloop, wat netbal speel. Geestelik toegepas. Papabietjie tot 'n dinamiese volwassene. Woensdag aand is dit met die skat van die evangelie verander God jou van 'n breekbare kleipot tot 'n duursame, onbreekbare erdekruik. En dit gaan ons dan Woensdag. Die laaste ene gaan ek sommer net praat, sonder 'n skyfie. Donderdag, in 'n sekere sin, is dit ons is dan by die einde van hierdie groot beeld van verwekking, bevrugting, geboorte, eerste melk, groei en dan. En dit in terme van die feit dat God jou tegelijkertijd 'n brief van Christus maak, maar ook 'n sekretaris van Christus. En jy gaan sien hoe in terme van die briefskryfkuns van destyds hier 'n wonderlike openbaring is. En nou is dit tyd om mikrofone te ry. Dink wat dink jy is fout? As jy binne sak. Ons sal vanaand heerlik saam sing. Ons het 'n klomp liede voorberei en ons gaan begin met 'n ou bekende Halleluja lied, Strome van Seën van Bowe. Strome van Seën van Bowe, en die liefde behoort. Hy laat ons leven verwachten, beter worden gekoord. Strome van Seën
Dis 'n vlamlied, dis 'n baie mooi lied. Wat sê as ek die hemel aanskou, die werke van die vingers maan en sterre aanskou. As ek die hemel aanskou, die werke van die vingers en sterre aanskou, dan voel ek so gering. Wat is die mens dan dat hy hom dink? Wat is die mens dan dat hy hom sien? Hoe laat ons hier so die werke van die vingers tot ons onderwerp, die see oor die lande. Wat is die mens dan dat hy hom dink? Wat is die mens dan dat hy hom sien? Hoe hy ons hier, hoe wonderbaar en lang, hoe hy ons hier, jy kan in sy naam, hier ons hier, hoe wonderbaar en lang, hoe hy ons hier, jy kan in sy naam. Dit is die werk, Ekskuus, kom ons stop hom maar daar. Ons moet eintlik vers 1 en 2 na mekaar sing, maar ek dink kom ons probeer om vir volgende aanbid, dan kan ons weer probeer. Majesteit, kom ons sing Majesteit. volgende ene wat ons sing is soos 'n wildspok wat smag na water. Verlaat
Eer my op Elias, ek luister hierdie Geer van my. Is God God in my Heer, en leid my op my staan, aan Ons sê baie dankie sover Fiona en baie dankie Tinus. Vanaand is dit Johannes 3 vers 1 tot 10. Gesprek van die nagdisipel Nicodemus met ons Here Jesus. En die tema begin met die baie logiese, ons is gebore en daarom is ons hier. Jy is op 'n bepaalde stadium gebore en die gevolg is, jy bestaan. Hier is jy. In ons skrifdeel kom daar nou twee, wat sal ons dit noem, openbarings. Die een is, ons is uit water gebore en gees. En daarom is ons kinders van God. Dit is die boodskap waarmee jy vanaand gaan huis toe gaan. Maar om dit in te grif in jou geheue en jou verstand dit te laat gryp, gaan ons in hierdie erediens dit oopmaak. Ons ontmoet die Here en ons verklaar ons afhanklikheid aan hom. Daarna kan jy luister en kyk hoe die Here daarop antwoord, deur ons te laat sien. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Aan die gemeentes van God, die NG Kerk Carletonville Suid, die NG Kerk Carletonville Wes, die NG Kerk Oberholzer en aan almal wat hy vir hom in Christus Jesus afgesonder en geroep het om aan hom te behoort. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader en ons Here Jesus Christus. Amen. Ons lied, amper sê ons reaksie op hierdie seën van die Here is liedboek 450, Vader, seën
Heilige Gees. Sing, staan en ons sing dit saam. Johannes 3, 4de evangelie, voor ons het lees, ek is jy, as ek nou praat, ek weet, ek is 'n kind van God, waarom is ek hier? Maar, hoe het God my sy kind gemaak, en veral, hoekom het hy my sy kind gemaak? En dit is hierdie vraag wat ons die verwagting kan hê, wat duidelik gaan word in die gesprek wat ons Here met Nikodemus het. Kom ons bid saam. Julle bly so sit en ons bid. Wys ons deur u woord hoekom en hoe u ons, u kinders gemaak het. Amen. Johannes. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse Raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God afgekom het. Want niemand kan hierdie wonderdade doen wat u doen, as God hom nie by hom is nie. Daarop sê Jesus vir hom, ek verseker jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra hom toe, Here, hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy ma se skoot kom en gebore word nie. Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie
uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is mens. Wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom nie, en jy weet ook nie waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Verskoon julle die Nicodemus vra hom toe, maar hoe is dit moontlik? En Jesus antwoord hom, jy is 'n bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie? Tot daar ons skrifgedeelte. Nou die gedeelte waarop ons inzoom is die woorde wat in vers 5 staan. Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Nou, ons wil weet, hierdie in die koninkryk van God kom, wat presies beteken dit? Dan gaan dit oor onsself, gaan oor jou. En in die tweede plek, wat beteken die uit water gebore? En wat beteken die uit gees gebore? Maar voor ons daai vraag kan beantwoord, moet ons eers raak sien watter motiewe daar by Nicodemus is met sy vraag. As jy nou weer die eerste vers lees, daar was 'n man met die naam Nicodemus, hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Dave, ek gaan maar so maak, elke keer as ek wil skuif, gaan ek vir jou kyk. Lyk vir my Matthys dalk is hier reg. Ek vermoed is dalk batterye, maar gaan nou nie verder sukkel. Hy's 'n Fariseër. Nou weet ons tussen Jesus en die Fariseërs waar hulle eintlik die groepering moes wees. Hulle ken die skrifte. Matthys, miskien moet jy hom net afsit. Die Fariseërs ken die geskrifte, hulle moes Jesus herken het en hom erken het as die seun van God. Maar jy weet die vyandskap wat daar van die kant van die Fariseërs was. Want Jesus het hulle gesag kom hulle ontneem. Sy gesagvolle prediking het gemaak dat die mense agterkom, wat beteken dit om regtig die woord van God te hoor en nie maar sommer mense wat allerhande bespiegelinge het
en afleidings maak uit die Bybel en dies meer nie. Ou Testament, Bybel, Fariseer. Nou, hierdie Fariseer is 'n lid van die Joodse Raad. Nou, in die omstandighede waarin Juda hulle bevind het, was die Joodse Raad tegelijkertijd eintlik maar hulle parlement. Dis die volksraad. Die reëling van die kant van hulle besetters, die Romeine, was dat oor sekere binnelandse sake, waaronder godsdiens, het julle volle seggenskap. Die enigste voorwaarde is, dit moet nie opstand propageer teen die Romeine. So, Nicodemus is 'n baie belangrike persoon. In ons taal van vandag sou mens seker sê, hy is lid van die volksraad, lid van die parlement, selfs dalk van die kabinet. Baie belangrike persoon. En lees ons, hy het in die nag, het hy daar aangekom by Jesus. Rede, dis duidelik uit Nicodemus se optrede later, dat hy iets het gemaak dat hy geweet het, hierdie persoon van Nazareth is nie sommer net 'n gewone mens nie. Hier is iets besonders aan hom. En hy wil eerstens met hom gaan praat. Hy kon een van sy adjudante gestuur het om te gaan uitvra by Jesus, maar hy gaan self, hy durf nie in die dag gaan nie, want die Fariseërs, as dit sou duidelik word by ander Fariseërs, dat hy met Jesus 'n persoonlike gesprek het, sal dit die einde van sy eie betrokkenheid in die Joodse Raad wees. En daarom geheime afspraak, en hy gaan sien vir Jesus. En as hy dan wegtrek, kyk hoe begin hy. Ons gaan nou agterkom dat hierdie wegtrek vraag van hom, en jy gaan nou in die res van die gesprek dit ook agterkom, is elke keer kyk Jesus dieper as die woorde en antwoord Jesus sy eintlike vraag. Maar kyk op die oppervlakte, wat vra hy? Hy vra, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie. Wat lê hier agter? Duif. Ons hoor, dit is respekvol. Dit is nie hierdie van die ander Fariseërs wat lelik met hom praat nie. Baie respekvol. Dit is selfs erkennend. En daar is tog ietsie van 'n heuningskwas betrokke. Dat hy wil hê Jesus moet van hom hou. Want hy gee erkenning aan hom. En dan gebruik mens mos die heuningskwas, as jy nie integriteit het nie. Maar Jesus sien sy hart. En as Jesus antwoord, dan antwoord hy sy eintlike vraag. En dit is Nicodemus wat so hard werk, so nauwgeset elke vereiste van die wet, elke afgeleide stipulasie nakom, met die verwagting om die koninkryk te kan sien, om deel te kan hê aan die koninkryk. Dis sy eintlike vraag. Hy wil eintlik vir Jesus vra, wat moet ek doen om gered te word? En Jesus se antwoord daai bedekte vraag, die vraag wat in sy hart leef, is Jesus vir hom sê, dit verseker ek jou, as iemand nie
opnuut gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God sien nie. Hy sal nie daaraan deel hê. En dadelik is daar hierdie opnuut gebore word verstaan Nikodemus verkeerd. Hy verstaan dit as 'n baie letterlike woorde. Die kon jy hom regkry, Matthys? Hy wil niks weet nie. Nou ja. Ek gaan so, dis my nuwe gebaar, Dave. As ek daar knoppie wou druk, gaan ek so maak. Dankie dat jy daar is, Dave. Nikodemus verstaan dit baie letterlik as hy sê, hoe kan 'n mens gebore word as hy, ouma, as hy kan tog nie weer in moederskoot ingaan nie. Dis onmoontlik. Dis nie, hy dink Jesus praat van 'n tweede menslike geboorte. En dan Jesus verduidelik nou hierdie opnuut gebore word as hy vir hom sê, as Jesus se antwoord aan hom is, hy moet hy is uit water gebore. Die natuurlike geboorte is uit water gebore. En dan maak Jesus die afleiding. Die kind van 'n mens is 'n mens. Iemand, nou in terme van die beeld, iemand wat verwek is deur 'n mens, is 'n natuurlike mens. En nou gaan Jesus verduidelik. Iemand wat net uit water gebore is, en dit is dan die versinne beelding van 'n natuurlike geboorte. Wat was jou pa en ma se naam? Sê weer? Bill en Dora. Jy dra die gene van Bill en Dora. En Jesus sê, geen iemand wat net uit water gebore is, kan die koninkryk sien. Net persone wat ook uit die Gees gebore word, kan die koninkryk sien. En nou wil jy weet nou maar presies hoe en wat en waar en hoe gebeur dit. Jesus maak weer dieselfde afleiding. Hy sê, wat uit die Gees gebore is Gees. So, daar moet 'n verwekking plaasvind, wat die Gees bewerk. Daar moet 'n bevrugting plaasvind, wat uitloop op 'n tweede geboorte, 'n geestelike geboorte. Anders kan jy nie die koninkryk sien nie. En nou, 1 Johannes, selfe skrywer in sy eerste hoofstuk, jy gaan die woorde baie goed ken. Daar staan, om kinders van God te word, is nie van nature nie, dis nie deur die drang van 'n mens, of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Daai Matthys en goeie tieners kan net sowel vertaal word, hulle moet deur God verwek word. Dis die enigste, dit is hoe iemand, nou kan ons klop sinonieme gebruik. Dit is hoe iemand 'n gereddene word, dit is hoe iemand hemel toe gaan, as jy die uitdrukking wil gebruik, dit is hoe iemand 'n kind van God word.
Dis nie die besluit van 'n mens nie, net so min, Elsie, net so min, as wat jy iets kom bewerk het, om jou ma se swangerskap te veroorsaak, en dat jy gebore is. Jy kon niks daaraan doen. Net so, die feit dat jy kind van God is iets wat berus, soos dit hier in Johannes 1 staan, op 'n besluit van God. Hy het besluit, ek wil jou my kind maak. Nou, kom ons gaan aan met Nikodemus. Ek wil nie, Tinus, 'n dogmatiek les gee. Ons wil hierdie skrifdeel oopmaak. Nou, wat maak dat God iemand verwek? Iemand opnuut gebore laat word? Kom ons kyk. Moenie verbaas wees, sê Jesus vir Nikodemus, dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Hoe word 'n mens nou opnuut gebore? Dis die vraag waarvoor ons staan. En Jesus sê 'n bietjie later, so gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. Nou waarna verwys daai so? Priscilla, jy so geleerde, hoe mense nou moet daai vraag beantwoord, jy net mooi lees wat daar staan. En so gebeur het, waarna verwys dit? Dit verwys na dan, net die vorige woorde. Jesus sê, die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom nie, en waarheen hy gaan nie. En dan sê Jesus, so gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. Wat moet ons daaruit aflei? Kom ek lees eers Paulus uit die Efesiërs 1. Daar lei die Gees Paulus om te skryf. So het God, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies. Hy het ons toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Eentjie verder, vers 13, in Christus het die Heilige Gees julle as eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het. Die wind waai waar hy wil. Wat sê Jesus hiermee? Ons het gehoor van die begin af. Jesus, dit is amper asof dit lyk na miskommunikasie. Nikodemus vra iets en dan lyk dit asof Jesus nie sy vraag beantwoord nie, want Jesus kyk dieper. En as hy met hierdie vraag beantwoord hy eintlik Nikodemus se vraag nou maar, wie word niet verwek? Dan sê die Here, hy maak die vergelyking met die wind. En hou in gedagte, jy moet jou nou sit in die sandale van die destydse mense. Met ons het nou 'n bietjie teorieë met hoogdruk en laagdruk stelsels, of nie teorieë nie, dis bewese, wetenskaplik. Waar kom die wind vandaan? Ons kan 'n bietjie verduidelik waar kom die wind vandaan. Maar nou, in daai tyd, die wind waai. En daar sien ek, die boom maak so. Maar ek sien niks ek sien nie 'n krag wat dit uitoefen op die boom nie. Wat sê ons Here vir Nikodemus? Hy sê, die wind waai waar hy wil. God
gee sy gees aan wie hy wil. Hoe sal jy weet dat iemand die gees het? Weer die beeld van die boom, as ek van die wind, as ek hierdie boom sien gewaai word deur die wind, dan weet ek, dis die wind. As ek ons praat nog nie oor jouself nie, ons praat oor ander mense. As ek na iemand se lewe kyk, en ek sien tekens van die wind. Wat is die Hebreëse woord, kan jy onthou, Tinus, vir die gees? Ruach. Nee, ruach. Ek sien die tekens van die gees in die persoon se lewe. En hoe die persoon leef, dan word dit die bevestiging van iets wat voor die grondlegging van die wêreld het God hierdie persoon Magda gekies om jou nuut te verwek. Het God die bevrugting veroorsaak wat uitgeloop het op die geboorte. Ek sien dit uit die gevolge van die wind. Nou is ons by jou, Barbara. Nou is ons by jou. Op so'n mooi manier. Matthys is die katekismus, kan ek veronderstel, almal hier ken die katekismus? Ja. Matthys is ook so mooi in die katekismus. Hy sê, hoekom moet ons goeie werke doen? En dan een van die afleidings sluit baie sterk hierby aan. Hoe meer ek agterkom dat ek wil doen wat God wil hê, hoe meer sien ek die wind vaai, wat uit my sondige aard sou gemaak het dat ek terugklap, dat ek almal aanvaar omkoopgeld, dat ek ook omkoopgeld aanvaar, maar as ek agterkom dat daar's iets wat my natuurlike geaardheid anders laat optree, was dit die teken van die wind wat waai. En hoekom waai die wind by my? Die wind waai op grond van 'n besluit wat God geneem het. Nou, as jy daar in geel daar regs onder staan nou bekyk, jou nuut verwekking en gevolglike weergeboorte is slegs God se besluit. Verdaadlik. Ken julle die Dordtse leerreëls? Bietjie. Ek kan bietjie julle been. Op 'n plek staan daar, hierdie leer, maak dit nie, dat mense argeloos word, nee, leef soos jy wil. As God by sy kind gemaak het, as ek sy kind, ek kan leef soos ek wil. Nee, jy is nie uit die wete dat dit God is wat besluit het dat hy my sy kind maak, is nie omdat ek presteer het om dit reg te kry nie. Dit is hierdie uit water en gees gebore word, beteken, duif as jy hom aanskuif asseblief, daai en uit gees gebore word. Sê vir ons, sonder uit gees geboorte is alles te vergeefs. Met wie praat Jesus?
met Nikodemus. Wat is die Fariseërs absolute sterkpunt? Hulle wil die wet tot in die fynste besonderhede hou, eerbaar. Maar die motief is verkeerd, want so sal ek vir God aanvaarbaar word. En dan is dit ek moet presteer, en ek kan nooit absolute sekerheid hê nie, want wie sê, 'n halfuur voor my dood, gly ek, en ek doen 'n sonde, en dis verby. Nee, hierdie wete het presies die teenoorgestelde uitwerking. Dit is, en hierdie sekerheid het 'n praktiese implikasie vir ons lewe. Die eerste reaksie moet een wees van lof en jubeling voor God. Here, nou sê ek weer, jy glo ek? My reaksie, as ek dit weet, as ek dit weer hoor, is een van, hoekom ek, met al my stikkendhede, foute, verkeerdhede, hoekom het hy my u kind gemaak? En het ek gehoor, net een rede, nie omdat jy presteer het nie, nie omdat jy so oulik is nie, net omdat ek wou, het ek besluit om die bevrugting te bewerk, wat uitgeloop het op jou wedergeboorte, sodat jy uit gees gebore is. Dus verwek deur God beteken, nou is ek sy kind. En, hoor hom mooi, sy gene oorwoeker nou my natuurlike gene. En daarom kan ek kind van God staat maak daarop, en ons kan ook mekaar bemoedig daarmee. Jy kan nie sê, ons van die Merwes is nou maar so. Nee. God het, deurdat hy jou nie verwek het, is dit nou sy gene, wat jou gene oorskryf, as ek rekenaartaal kan gebruik. Dit wat nou jou gedrag bepaal, is al meer en meer, en ek gaan 'n bietjie kerktaal gebruik, soos wat jy vorder op die pad van die heiligmaking, sê ons in kerkkaans, of in ons volgende eredienste, soos wat ek groei, om ek al meer agter, dat ek wil doen, wat God wil hê, omdat hy my pa geword het, en sy eienskappe in my geskape het. Uit gees gebore, maak dat ek wil luister vir die gees. Ek self doen dit, die 10 gebooie, as ons as Nuwe Testamentiese gelowiges verander net effens. Ons weet die 10 gebooie is in elk geval, selfs daar in Exodus en in Deuteronomium, is dit nie, jy moet sis en so maak, dan sal jy my volk wees nie. Nee, ek begin andersom. Jy sê, ek het jou my volk gemaak. Daarom mag jy nie, en mag jy nie, en mag jy nie, en julle ken dat jy mag nie moord pleeg nie, mag nie egbreek pleeg nie, ensovoort. Om daai 10 gebooie net
om te keer, eerste persoon te maak en in lyn met wat ons vanaand hoor, dit te verander na ek wil. Wat sê die 5de gebod? Jy moet gehoorsaam wees aan jou ouers. Sê jy, Here, ek wil gehoorsaam wees aan my ouers en alle gesag wat U oor my gestel het. Ensovoorts. So, dis 'n omkeer wat plaasvind. Dis nie presteer en dan word jy dalk as jy goed genoeg is, kind van God nie. Ek het, ja, my kind gemaak. Nie verwek my gees in jou laat woon, wat jou al meer wil laat doen wat ek wil hê. My wil reg leef is met ander woorde 'n gevolg van my uit gees gebore. En die feit dat ek kind van God is, dis amper asof jy ons hemelse Vader hoor sê, jy is my kind. Ek het jou my kind gemaak. Hier is die lewenswyse wat my kinders moet openbaar. Die manier van leef. Dis nie, ruk jou reg, leef reg, dan sal jy my kind wees nie. Nee, ek het jou niet verwek. Jy is my kind. Nou, leef op na hierdie status. Sien jy, dan moet jy die gewig van jou skouers af, laat voel hoe dit afval. Die woorde van ons Here Jesus hoor wat sê, my las is lig. Ek hoef nie te presteer om kind van God te word nie. Deur sy gees het geskiedenis in die verlede het God my sy kind gemaak. En daarom is hierdie week een groot fees. Ons is uit water, ons natuurlike gebore en uit gees gebore. En daarom is ons kinders van God. Amen. Kom ons dank saam. Duif. Ons loof U, Here. Dat U juis ons gekies het voor die grondlegging van die wêreld om ons U kinders te maak. Laat ons verstom staan. Maar ons wil U verwyd, maar is dit nie onregverdig nie? Wat van al die ander mense wat nou nie, Here, U soos die wind, U waai waar U wil. En ek kan maar net dankie sê, dat U Gees oor my laat waai het. Dat U die bevrugting bewerk het, wat my gebore laat word het. Geestelik, papbabietjie, dat U selfs
die eerste melk, die kolostrum, voorsien het. Ons is vol verwagting om in die volgende skrifdele van ons Geesfees hierdie week te sien, te ervaar wat U verder aan ons openbaar. Ons loof U, ons dank U vir U liefde, U groot genade, wat U aan ons elkeen bewys het. In die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werk van U Gees, loof en dank ons U. Amen. Ons laaste lied is 'n jubellied, juis om nou hierdie herbevestiging van my status voor God, van my bevoorregting, wat hy, as hy regverdig moes wees, moes hy my ook gelos het. Maar in sy genade het hy jou sy kind gemaak. Lied, boek 207, eer aan die Vader. Luister en kyk hoe ons Hemelse Vader jou laat sien as 'n persoon wat ook uit Gees gebore is. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die intieme persoonlike verhouding met die Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen. Ons sing die amen so
Ja, Om te pas by julle speel hom soos wat ons asseblief. Inderdaad 'n jubeltoon. Les geleer.